Halleluja, Rabashikatoro, Bababatu, Rambasetur, Shakatara, Bakun, Onda Rabasikotori, Rabasipietur, Shakatara, Bababakun. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. O Here, terwyl ons in hierdie teenwoordigheid van ons so tasbaar, Here, van die Heilige Gees, Here, wil ek vanoggend bid vir hulle wat siek is, Here. Ek weet van Christientjie, Here, wat so baie siek is, Here. Raak hy koors aan, ons breek dit in die naam van Koning Jesus. Here, ons spreek hy bors aan, Here, ons spreek die longontsteking, wat dit alles is, Here, spreek ons aan volgend in die naam van Jesus. Here, ons spreek ook so vir Frikkie en vir Chantel, Here, wat baie siek is, Here. Toe hulle my bel gister, Here, in die naam van Jesus. Here, kom vandag na die naam van Jesus en ek spreek genesing, Here. Ek dink ook so aan liefetjie se dogter en seun vir Patrice en vir CJ, Here, hulle wat ook siek is, Koning Jesus, hulle wat ook by die griep en goed is, Here. Dankie dat die naam van Jesus ons oor hulle kan uitspreek, Here. Dankie dat ons genesing oor hulle kan uitspreek, Koning Jesus. Here, en daar is soveel aan buitekant waarvan ons nie weet, Here, waarvan ek vandag voor die voete lê, Here. Ek wil spesiaal ook vir Tannie Hetty en oom Mani voor die kom lê, Here. Ek weet die omstandighede, ek weet waardeur hulle hierdie week al was, Here. Daai angsbevange en al die dinge, Here, die oproepe wat ons gekry het, die boodskappe, Here. Maar ek kom vandag in die naam van Jesus. Ek lê hulle voor die voete neer, Here. Want hulle is 'n koningsdogter, hulle is koningsseuns, Here. Daarom vra ek, Here, raak hulle aan vandag, Here. Vermaak hulle vry, Here. Want U maak ons vry, Here. Niemand anders kan dit doen, die Koning Jesus. Daarom het ons die vrymoedigheid vandag, Here. Daarom het ons die halleluja, die autoriteit om te kan spreek in die naam. Daarom het ons die autoriteit om op te kan staan in die naam, Here. Daarom het ons die autoriteit om meer en meer honger vir die Gees te wees, Here. En daarom weet ons, Here, dit wat ons vra en ons stem saam en ons glo, Here, sal ons ontvang. Seën hierdie diens verder in die naam van Koning Jesus. Dankie daarvoor, Here. Halleluja, halleluja. Ek bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. So ons om ons getasbaar in die teenwoordigheid van Jesus te wees. Vandag is Pinkster Sondag. Die 50ste dag na opstanding. 10 dae na die hemelvaart, die Jesus opgevaar het na die hemel toe. En ek kom weer terug en gisteroggend toe ek my dagstukkie doen, maak die openbaar die Gees van God vir my 2 woorde wat ons so min raak sien en so min na luister. En dit is hierdie volgende woorde, die 6de en die 7de kruiswoord, dit is volbring. En net daarna te sê, in U hande gee ek my gees oor. En ek praat so met die Heer toe gaan in die sitkamer sit en ek en Joey is besig en ek sê vir die Gees, maar hoekom is dit so belangrik? Die Gees sê vir my, het jy geweet as Jesus het gesê het, dit is volbring nie, was daar nie 'n opstanding nie, was daar nie 'n hemelvaart nie, was daar nie 'n Pinkster nie, was daar nie 'n uitstorting van sy Heilige Gees nie. Amen. Sê, wow, Here. En ons almal ken van Handelinge 1 vers 8, en jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Maar wanneer kan daar die Heilige Gees oor jou kom? En dan kan ons terug gaan na Handelinge 2 toe. Kom ons gaan gou Handelinge 2. Handelinge 2 vers 1, hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig, en ons was vanoggend toe ons hier voor is, en ons is in gebed, was ons eendragtig, want die krag van die Heilige Gees was hier, jy kon dit aanvoel hoe die Gees van God beweeg. En toe ons die nagmaal gebruik het, Suster dan net gesê, dis die voorbereidingsfase. So jy moet jouself voorberei om hierdie Heilige Gees te ontvang, om te sê, Here, laat die uitstorting van U oor my kan kom. Want as daar 'n blokkasie is, gaan jy hom nie ontvang nie.
gaan jy hom nie ontvang nie. Daardie blokkasie moet ons eers uit die weg uit geruim het. En dit was so awesome geweest toe ons die nagmaal heel eerste gebruik het. Om skoon te maak en voor te berei dit wat God vir my en vir jou wil stoor het. Om hierdie pad vir my en vir jou skoon te kry. Al daar die klippe, die rotse, die potholes. Here, jy moet net die potholes op ons paai ook wegvat. En wat so maak hy die potholes vir ons skoon. So maak hy ons paaie vir ons gelyk. En die voorreg wat ons het om het gelyk te kry, die voorbereidingsfase is Handelinge 2:38. Wat hy sê, bekeer jouself. Maar pastoor, ek het al bekeer. Wow! As jy bekeerd was, het jy nie opgetree soos wat jy optree nie. As jy bekeerd was, my broer, my suster, het jy gejubel, het jy gejuig, het jy nie soos ek dik lang gesig rondgeloop het. So miskien moet ek my kap aan, en dan dink ek soos een van hierdie noddies, daar by die Playland poppies. Aan smile. Nee, wonderlik. Ons is ons huiskyn heilige mens. Maar ons bou as die Here, nie die gees van God waar ons wil uitspreek nie. Maar die Here is die skynheilig nie. Die Here is opreg teenoor my en jou. En hy klop en hy klop en hy klop en hy klop en hy sê wonderlik, ek wil jou vul. Ek wil in jou leef. Ek wil 'n pad met jou stap. Maar wat doen ek en jy? Ons is Playland poppe. Ons is Playland poppe. Ons gee voor. Ons gee voor. Vers 2. En daar het skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. My broer, my suster, ek wil gou vandag vir jou iets vra. Hierdie tent, ons heel eerste tent, het al hoeveel rukwinde gegaan, deur hoeveel storms gegaan, en God het hom nog steeds laat bly staan. Hoekom het hy hom steeds laat bestaan? Omdat ons in die wil van God moet beweeg. En wanneer jy in die wil van God is, kan die rukwind maar kom. Hy kan die deur beweeg, maar wanneer jy deur beweeg, dit is wanneer jy gevul gaan word met die gees van God. Amen. Wanneer jy daar die teenwoordigheid voel, en hy begin jou so 'n bietjie te ruk en te pluk. Amen. En dit is wat ek en jy nodig het. Halleluja. Ek het al vir die Here gesê, Here, hou op gentle wees. Gee net so 'n paar tydklappe, wat ons kan bykom in die lewe. Miskien gaan ons dan beter wees. Kyk, Angie het sommer dadelik begin lag te weet, sê, wag, ek eerder swaar voor ek 'n klap kry. Halleluja. Amen. Prys die Here daarvoor. Hy sê, in vers 3, is dit so mooi, hy sê, en hulle is deur tonge gesien van vuur. Nou my broer, my suster, waar is jou vuur? Waar is jou vuur? Hoe lyk die vuur wat binnekant jou is? Hoe lyk hierdie vlammetjie wat in jou oë is? Hoe lyk die vrug van jou vuur? Hoe lyk dit waar jy beweeg? Is dit by jou? Is 'n vuur wat binnekant jou moet wees, wat jy moet smag na meer en meer en meer. Amen. Halleluja. Amen. Ek het liefie het nou die dag, want het ons goed verbrand. 2 weke terug. Ja. Dis beweeg. En ek het iets dopgehou. Toe ons skoon maak van dit wat nie van God af is. Gaan hou jouself, gaan hou hy vlamme beurt op. Gaan kyk hoe lyk daai vlam. Teenoor 'n vlam wat jy vuur wat jy maak, kom ons sê wat jy moet braaivleis maak. En jy het hierdie vuur gemaak, hy's heeltemal anderste. Ek kan nou nie ruik nie, maar Olivier het gesê, jy moet dit geruik het, hoe stink het. Want hoekom stink het? Want dit is van die wêreld af. Dit is nie van God af nie. So wanneer daai vuur van God het hy 'n spesiale aroma wat oor jou kom, wat in jou leef. En wanneer daai aroma in jou leef, het jy 'n spesiale vuur met 'n spesiale vlam wat aansteeklik is. En hy sê, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. Wie van julle hou van om met braaivleisvuur te sit? Hy geknetter. En jy kyk na daai vlamme en hoe hy verskillend gaan.
en jy kan maar 'n vuur gaan maak. Elke vuur oom Willem is op sy eie. Hy's uniek op sy eie. Hy vlam is nooit dieselfde nie. Hy vlam is nooit dieselfde nie. En hier kom ons en hy sê, die vuur het van vuur hulle self verdeel op elkeen. En die een van hulle se vuur was dieselfde nie. En daardie vuur wat in hulle ingegaan het, oom Willem, is daardie vlamme wat by hulle uitgekom het, wat jy gaan toelaat om deur jou te werk, om te kan sê, kom ek wil vir jou gee, wat my God my gegee het, en wat hy my iets gegee het, is dit die gees van God. En ons kan net dink, wat het Petrus gedoen, toe Petrus gebid het, gepreek het, en hy 3000 het tot bekering gekom, wat se vuur het hom uitgegaan, daar het toe hy gesê het, ek is vervul, Handelinge 1 vers 8, ek is gekrag ontvang, toe die gees van God oor my gekom het, kan ek en jy vandag het sê, ek het krag ontvang, want my gees van God is oor my. Ons kyk gisterand 'n movie, Hartsbegeertes. En die ou het so moedeloos geraak. En hy daar in die parkie geloop, en toe word daar iemand aangeval. En hoeveel van ons mense word nie aangeval, terwyl jy so drentel in die wêreld nie? Hoeveel van ek en jy word nie aangeval nie? Wat is hy aanvalle wat op jou is? En daar kan hy maar nie staande bly nie, want hy word oorweldig, en hy word geskop en al die dergelike dinge, en alles word weggevat by hom. Is dit nie wat in my en jou se lewe gebeur nie, omdat ons nie toegelaat het, laat die gees van God oor ons kom nie, laat die gees van God my en jou beskerm nie? Is dit nie wat die Here wil hê, wat ons vanoggend moes gedoen het, met die voorbereiding van die nagmaalstafel nie, toe ons die nagmaal gebruik het nie, om jou voor te berei, om te sê, Here, ek wil in hierdie teenwoordigheid van U instap, wanneer jy hier uitgaan, ja, die aanvalle sal jou nooit, sal nog kom, maar jy sal weet hoe om op te tree, jy sal weet hoe om te bestraf, jy sal weet wat om te sê, want die gees van God is oor jou, die gees van God beskerm jou. En dit is wat ek en die Here wil hê, ek en jy moet doen. En hy sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Maar net hoe sal spreek in ander tale. Wie een het dieselfde taal ontvang. Wie een se vuur is dieselfde as die ander een is. Geloof werk presies soos wat 'n besigheid werk. Dit wat jy insit, is wat jy gaan kry. As jy nie ten volle gaan inwees in daai besigheid nie, gaan jou besigheid nie floreer nie. As jy nie in geloof gaan vas staan, gaan jy nie staande bly nie. Dis dieselfde in geloofslewe. As ek net 2 minute wil insit, gaan jy 2 minute terugkry van God af. You can't expect a miracle if you don't believe in it. If you don't walk the walk. If you don't say, Lord, I trust you. As ek en jy nie ten volle in God geanker kan wees nie, hoe wil jy hê, moet jy met hierdie gees van God werk? Hoe wil jy hê, jy moet soos 'n Petrus wees, wat kan gaan uitgaan en gaan preek, en vir die sê, en 3000 mense tot bekering bring nie. En hy het niks gedoen nie, maar is die gees wat deur hom gewerk het. Hy was bereid om die wessel te wees, om daardie instrument van God te wees. Hy het gesê, Here, maak my U instrument, is ek en jy sy instrument. As ons monde oopmaak, is dit Jesus wat uitkom by ons mond. As ons tonge gebruik, is dit sy vlam wat uitkom, is dit jou eie vlam van die wêreld. Dis sulke dinge wat ons moet aan dink. Is sulke dinge wat ek en jy moet ervaar, wanneer ek en jy in die teenwoordigheid van God inskuif. En daar is soveel tekste, ons gaan nou kyk na ander tekste, daar is soveel tekste wat vir jou mooi vertel, die anointing van God wat oor jou kom. En ek het al baie kere, julle weet almal, ek is versot op Jabes se gebed. Want hy sê so mooi, stort die seën oor my uit. Hoe kan hy die seën van God oor my uitvoer? Hoe kan ek die anointing aanvang, as ek nie 'n grondgebied het wat voorberei is nie? Hoe kan ek die Heilige Gees ontvang, as ek nog in die wêreld is, en ek moet dit nie afskryf?
Hoe kan ek daai Heilige Gees ontvang? As jy weet, en jy kan dit regkry, vertel my ook. Want dit kan nie werk nie. Want die woord sê duidelik, jy kan nie twee gode dien nie. Hy sê, jy kan ook nie vir twee baase werk nie. Want een gaan jy afskeep. En dis die reine waarheid. Nou waar staan ek en jy vanoggend met God? Waar staan ons met die Heilige Gees? Wat laat ons toe dat die Gees van God in ons werk? Is ek en jy bereid om 'n totale oorgawe te maak? Vanoggend toe ek hier staan, en ek het so gebid en ek het so lekker net so gewieg gewaggel. Ek het geskien met close dance. Nou nie met jou nie, met wie is. Jy smaal vir niet so maar. En ons gaan toe. En ek sê, Here, dit is waar ek met u wil wees. Ek wil close dance. En weet wat beteken om close te dance? Is jy styf teen hom te wees. En hom vas, dat hy jou vashou. Dat hy met jou beweeg. En as hy hierdie kant toe beweeg, dan beweeg hy. Left to the left, then to the right. En dan beweeg ek en jy saam met Jesus. En dan beweeg ek en jy saam met Jesus. Want jy gaan nie kan stilstaan nie, want soos wat hy beweeg, so gaan jy saam met hom vloei. Want dit, en ek dink toe, en ek staan daar en ek vat my taliet en ek vat so vas. Ek sê, Here, laat ek net u krag voel. Soos wat daai vloeiende vrou gevoel het, toe sy aan die soem geraak. Here, ek raak aan die soem. Here, gee net vir my dit. Ek wil net voel hoe voel het. En ek kry so 'n warm gevoel wat die deur my gaan. O, halleluja. En ek sê, Here, ek weet u is teenwoordig. Here, ek weet u saam met ons. Here, ek weet vandag is hier iets wat moet gebeur. En dit is die Gees wat oor ons moet kom. Here, ek weet is vandag 'n keuse wat ek kan doen, jy moet maak om die wêreld een kant toe te skuif. En te sê, Vader, stort die seën oor my uit. Daar die Gees van God. Hy is honger om jou te bedien. Hy is honger om saam met jou te beloop. Hy is honger om saam met jou te close dance. Want wanneer jy close dance, voel jy die hartklop van Jesus. En wanneer jy daai hartklop voel, dan kom al opgewondenheid binnekant jou. En wanneer hy opgewondenheid binnekant jou is, dan kan jy nie ophou. Ander, of wat? Jy kan net smaak. Jy kan net uitleef wat binnekant jou aangaan. Jy kan dit wat jy daar ontvang, wat deur jou kom, kan net aan buite toe kom. Maar is net aan jy toelaat dat die Gees van God jou lewe oorneem. Wanneer jy toelaat dat die Gees van God met jou op pad staan. Halleluja. En dan wil ek jou 'n vraag vra. Het jy die woorde gebruik? Dit is volbring. Het jy vir die Here gesê, Here, dit is volbring. Ek is klaar met die werk. Het jy daai woorde gebruik toe hy aan die kruis was? En jy moet onthou, ek en jy het nie soveel moeite om dit te sê soos wat Jesus gehad het nie. Want onthou, Jesus het so gehang, so hy druk jou diafragma toe, so jy kan nie praat nie. So Jesus moes hom opgelig het terwyl hy so was. En toe hy opgelig het, toe trek hy sy asem in om 'n woord te kan uitdruk. So met moeite het hy dit vir my en vir jou gedoen om te sê, ek sal dit, ek gaan nie laat dit my onderkry nie. Dat daar die moeite op, kom maar, dit was nie moeite vir my, maar ek weet, dit moes krag gewees het om homself op te beer, om 'n nuwe asemteug te kry, om te kan sê, dit is volbring. En die Here sê vandag vir my en vir jou, ek en jy moet daai krag, dieselfde krag, wat Jesus gebruik het om hom op te tel, het ek en jy om ons op te tel in die wêreld en te sê, Here, dit is volbring, ek is klaar met dit. En dan die tweede ene, in my hande gee ek my lewe oor, Here. Here, ek is nou u kind. Here, u kan maak met my wat u wil. U kan my lewe bestuur. Here, ruk my bietjie reg. Skaaf my, u is die pottebakker, ek is die klein. Is daar die twee belangrike woorde wat ek en jy vergeet het. Ons onthou net van, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die ander ene wat maklik is om te onthou is, my God, hoekom het jy my verlaat? Want ek en jy is al wat ons skree.
Dis al wat ek en jy skree, maar ons kom nooit by die gedeelte waar ons die Here dank nie, waar ons vir die Here sê, Here, dis volbring. Here, ek is nou moeg. Here, ek kan nie meer nie. Here, ek wil saam met U wees. Here, maar skud hierdie wêreld van my af. Here, haal al hierdie dinge uit my ruggraat uit, Here. Laat ek 'n ruggraat het om op te kan staan. Here, laat ek kan sê ek wil opstaan en ek wil in U wil en beweeg. En as jy sê wil en beweeg om Willem, dan sê ek van Vader, in U lewe hande, is ek my lewe. Dink jy nie is awesome nie? Dink jy nie is awesome om daaraan te beweeg nie? Ek wil net saam met hom wees. Kom ons bly gewoon aan 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3. Halleluja, man. En jy het hierdie keuse gemaak en jy het gesê dit is volbring. En jy het gesê, Here, in U hande gee ek nou my lewe oor. Hoor wat sê 2 Korintiërs 3, daarby, kom ons lees sommer van vers 15 af. Vers 15, from verse 15. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle harte. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Here, dit is volbring in my lewe. Dit is die bekeringsfase, die voorbereidingsfase om die Gees van God te ontvang. Om daardie vuur van die Heilige Gees te ontvang binne my lewe. En hy sê, word die bedekking weggeneem. Vers 17. Die Here is die Gees. Halleluja. Amen. Die Here is die Gees. Wie leef in jou? Is dit sy spirit wat in jou is? Is dit sy vuur wat in jou is? Halleluja. Hy sê verder, hy sê, en waar die Gees van die Here is jy in 'n tronk. Is jy in 'n tronk. Die Here maak jou vry. Hy sê, en die Here is die Gees, en waar die Here van die Gees is, daar is vryheid. Halleluja. Amen. So jy het 'n vryheid in jou. Jy's nie meer gebonde nie. Jy's nie meer onder die wet nie. Jy het nie meer boeie aan jou nie. Jy het nie meer wat ek wil 'n ketting sien. Jy is vrygemaak die dag toe jy sê, Here, dit is volbring, want ek wil die Gees van God in my lewe ontvang. Ek wil in 'n unity met U wees, Here. En as jy dink weer terug aan Handelinge 2 toe, waar hy gesê het, hulle was eendragtig. Het jy geweet, jy moet eendragtig met God wees, om te kan ontvang. Dis nie te sê daar moet 50, 60 mense wees nie, of 2 of 3 of 4 nie. Net jy moet eendragtig in 'n eenheid met Jesus wees. Om iets van hom te ontvang, moet jy in 'n eenheid met hom staan. Halleluja. Amen. Hoor wat sê verder. Hy sê, en terwyl ons almal, vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël van heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van die heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Luister die belofte wat hy vir jou maak. Nou my broer en my suster, sê nou weer vir my, wie wil nie by die Heilige Gees vervul word nie? Wie wil nie eendragtig met God wees nie? Wie wil nie die vlam hê wat binnekant jou brand om uit te gaan? Want hy sê vir jou, luister, vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in die spieël van heerlikheid van die Here aanskou. Jy het 'n spieël van die heerlikheid van God wat in jou is, want dit daarin. Ek kan nie dink wat het in daai opperkamer gebeur, toe hy rukwind inkom, ek dink toe was hulle eens bang. Ek dink ons almal gaan bang wees as daai ding begin ruk en pluk hierso. En die volgende oomblik het die Gees van God op hulle toegesak.
Ek dink daar was 'n blydskap. Hulle het gejolly, hulle het gejive. Hulle het gedans voor die Here. Hulle het opgewondenheid gehad. Hulle het op hulle knieë neergeval. Hulle het hom gaan bid en hulle het begin eens praat in tale. En toe hulle praat in tale, toe was dit daar die vlamme wat uit hulle monde uitkom. Die vlam van die Heilige Gees. En dis die vlam van die Heilige Gees wat God wil hê ek en jy moet in ons hê. Amen. Halleluja. En hy sê, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Hy uiterlike, hierdie ou body lyk dieselfde. Maar dit wat uit hom uitstraal, is soos 'n kar wat gerepaint is. Hy kry 'n respray. Is soos 'n engine wat geoverhaul word. Hy word fyn getuned. En as jy 'n kar so ry van woem, man, hy so beat. Soos dat Orion se kar so lekker beat. Jy hoor hom as hy opdraand daar na my huis toe kom, papa. Stel met Olivie se hy kar van haar kom, want ek weet al 3-4 huise van my hier van weet ek jy kom sê. Dan moet ek sê, okay, wag, ek plan maar, laat sê jy weet ek is by die huis nie. Maar die Here sê, hy gaan jou van vandag gedaante laat verander. Daai innerlike van jou gaan heeltemal verander. Daai vriendelikheid kom na buitekant toe. Jy weet soos wat Tannie Elsa is. Kom onthou julle vir Tannie Elsa, hè, Pastoor Elsa. Ja, hierdie stil mense toe sy hier gekom het, vandag is sy 'n babbelbek. Vandag bring sy 'n woord wat met krag slaan. Halleluja. En dit is wat die Gees van God doen. Wanneer gebruik jy, is wanneer jy toelaat dat die Gees van God in jou is en jou gebruik om hy wissel te wees, om sy vuur te gaan uitleef. En ek wil vervaar, ek wil gevul raak. Ek wil net u hoor. Ek wil net u stem hoor. En die week, toe ek al by die werk is, en ek besig met die woord die binne in my kop en my hart. En ek weet presies wat die Here wil hê. En ek weet die Here sê die vuur moet val, laat die vuur val, laat die vuur val, laat die Pinkstervuur val. Ek sê Here, hy kan net val as ons toelaat dat hy val. Here, my gebed vandag is, volgende dag, want ek het so lekker verslaap, as Joey my nie wakker gebel het nie, weet ek nie waar so gewees het nie. En toe sy my 7:30 wakker bel, ek skrik my mangelsuur daar en ek spring uit die bed uit. En toe hy die bed is en sê ek, Here, ek wil net vandag jou vuur in my hê. En ek gaan daar in die badkamer toe om tande te borsel en ek wil sê, terwyl ek tande borsel, Here, ek wil net nou die vuur val. En ek sê, Here, asseblief, en ek gaan gou 'n koffietjie maak en terwyl ek my koffietjie sê, Here, laat die vuur val. Want dit is wat die God wil hê ek en jy moet doen. Ons moet dit leef, ons moet dit slaap, ons moet dit drink, ons moet dit eet, die vuur van God. Grasso. Hy luister van nou vat, papa. En prys die Here. En hy sê vir my, hy gaan ons van gedaante verander na dieselfde beeld van die heerlikheid tot heerlikheid. Wat se heerlikheid is in my en jou. Oh, halleluja. Jy kan nie die heerlikheid van God hê as jy nie die vuur. If you haven't got the Spirit, if you haven't got the fire of Jesus Christ inside you, you don't have anything. Halleluja. Jy het nie daar die heerlikheid van God wat in jou leef nie. Halleluja, prys die Here. En hy sê, hoor, as deur die Here van die Gees is. Hy maak jou belofte dat hy selfe Gees wat in God is in jou. Hy selfe Gees. Dis nie 'n ander Gees nie. Dis nie 'n ander Gees nie. Want dit is die awesomeste gedeelte. Dieselfde krag wat hy hom opgetel het om te kan sê dit is volbring. Hy sak hy weer af. En hy kry weer moed. Die Here kry weer moed en hy trek hom weer op en hy sê, en na Vader in u hande laat ek my gees oor. Daai selfe krag is in my en jou. Daai selfe krag, ek en jy moet net die knoppie druk om te sê power. Laat hy werk binnekant my. Jy weet, hulle sê mos elke persoon, miskien kan julle my reg help, ek glo dit. Hierdie wat ek nou wil sê, wat ek vir julle sê. Hulle sê elke persoon op aarde het 'n kankersel in hom. Elke persoon.
Daai kankersel moet net ontkiem. Toe iemand eendag dit vir my gesê, toe sê ek, no waste man, dan moes hulle ons al opgetel het dat ek 'n kankersel in my het, want ek ben met my beroertes, was ek weer hoeveel MRI scans en al daai goeders. Die persoon sê vir my, hoor mooi wat ek jou sê. Elke persoon het 'n kankersel in hom. En toe hy dit vir my sê, toe sê ek vir my, okay, dan het elke persoon in hom 'n Heilige Gees kiem ook. Hy moet net ontkiem. So wanneer gaan ek en jy daai kiem laat ontkiem? Of sing ek en jy, en in die grond is daar 'n gat. En dis die gat in die grond en die grond en die gat en ek weet nie wat so goed alles is, maar ons vergeet van die Heilige Gees. Want daai selfe Heilige Gees is nie in die gat nie met aan die, hy is binnekant my en jou. Hy sê die Heilige Gees is nie die groen gras groei daarom nie. Nee, dit is die groen immergroen velde wat Jesus jou wil opstuur om te gaan gebruik om die vuur van God uit te gaan leef. En soos Petrus en die mense gaan bedien dat ek tot bekering kom. Hoekom sê hy dan vir my en vir jou? Bekeer jouself, laat jou doop. En dan stop hy net daar. Hy sê en ontvang die Heilige Gees. Laat jou doop by die Heilige Gees. Dit is wanneer jy 'n ware wedergebore kind van God is. Wanneer jy daar die Gees van God ontvang het. Wanneer jy begin jubel en te juig in jouself. Is dit nie awesome nie? Dis 'n pad wat jy met God kan stap, wat niemand by jou kan wegvat nie. Is net so goed. Man, jy het die geleerdheid nie. Maar jy het kennis. Hierso. Nobody can take this away. Niemand nie. Jou papiere kan hulle nog wegvat. Maar die kennis wat in hierdie kop is, kan hulle nie wegvat nie. Dis dieselfde met die Gees van God. As hy in jou lewe jy laat ontwerp, nobody can take it away. Nobody can take that spirit of Jesus Christ away from you. That spirit, that fire, the burning fire of the Holy Spirit. Nobody can take it away. You can go back to Romans 8 from verse 51. Waar hy sê, niks kan jou skei van die liefde van God. Niks. En kyk, luister mooi wat ek vir julle sê. Gaan kyk hoe die een teks en die ander teks. Jy kan hier die hele Bybel deurswys. Kom ons gaan gou, ek gaan jou nou iets wys. Gaan Jesaja 61. Wat sê in Engels Isaiah? Isaiah. Ek is amper reg, nie maar nie. Ek kom maar uit. Prys die Here. Prys die Here. Kom ons wyn. Jesaja 61. Gaan gou aan op Psalm. Jesaja 61. Kom ons kyk gou vers 1 en 2. Kyk net, hoor dit wat ek julle sê, die woord van God pas by mekaar. Jy is die laaste stukkie van daai puzzle. Hoor wat sê in vers 1. Die Gees van die Here is op my. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. So wanneer jy die Gees van God ontvang het, wat het Petrus gedoen toe die Heilige Gees ontvang het? Hy het gaan preek, hy het gaan verkondig, hy het sy vlam, het hy gaan deel met ander. Dis wat Petrus gedoen het. Hy sê verder, my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Nie aan die gereddes nie, aan hulle wat stikkend is, hulle wat verlore is. Hy sê ons moet die blye boodskap gaan bring. Wat is die blye boodskap? Die woord van God, die Heilige Gees, the Spirit, the fire, the burning fire of Jesus Christ. As jy nie kan gaan uitleef nie, kan jy nie 'n blye boodskap bring nie. Kan jy nie 'n Angie wees wat wil staar nie. Halleluja. Ag, klaar maar. Nie moet niks net nie vaar. So awesome. Dis wat God wil hê. Hoor wat ek vir jou sê, die woord van God pas by mekaar. Teks vir teks. Teks vir teks. Was dit nie vir my nie? Suster dan het nie soveel kennis gehad nie. Met al my tekste nie. En hy sê, hy het my gestuur om te verbind, hoor mooi,
Die gebrokenis van hart. Hoor jy wat sê God? Dit is wat hy met jou wil doen, sodra jy die gees van God ontvang. Hy wil jou uitstuur na die gebrokenis toe. Hy sê, om vir die gevangenes, 'n vrylating. Wie van ons is in 'n gevangenskap? Nee, jy het nie nodig om in 'n sel te gaan sit in die tronkie. Kosimapuru nie. Wat noem die plek? New Look, né? New Look. Jy het nie nodig om daar te gaan sit om die gevangenes te wees nie. Jou denke is jou gevangenis. Jou denke hou jou 'n gevangene. Jou hart hou jou gevangene. Jou optrede hou jou gevangene. Hy sê, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. Dis wat God by my en jou wil hê. En dit kan net gebeur as jy daar die burning fire of Jesus Christ accept in your life. When that fire is coming unto you, there in the upper room, oh hallelujah, is jy gereed om dit te ontvang. Is jy reg om te sê, Here, ek wil dit hê. O Here, gee dit net vir my. Just give me that burning fire. Just give me the burning fire. Jy moet smag na dit. You have to desire it in the name of Jesus. Say, Lord, I'm here today to receive it in the name of Jesus. Maar Here, ek moet net eers my voorbereiding regmaak. Ek moet net eers kan sê, dit is volbring. Here, in U hande gee ek my lewe oor. Jo, ek dink dit moet moeilik wees om my lewe in iemand anders se hande te sit. Wat gaan daai persoon nie met my maak nie? Wat gaan daai persoon nie met my maak nie? Ek is 'n lewende getuie van dit, man. Maar jy het al begin in 2017, toe my hande in die hande van dokters was. Toe my vrou, of my kinders, Sarah was daar gewees, Christine was daar, toe my kom groet het. Because I won't see the next day. The next morning I won't see. That was the words from the doctor. You all know Pastor Estelle. She prayed me out of the day. So nou weet julle, hoekom is ek en sy so na mekaar? Hoekom ek en sy oor enigiets kan praat, oor enigiets kan bid? Want Pastoor Estelle het my die dood uitgebid. En sy het lewe verklaar. In die naam van Jesus. En weet wat? Die Here het haar gebruik, want sy was gewillig om 'n instrument te wees. Die Here wil jou as 'n instrument gebruik. Maar hy sê, ontvang eers my vuur, voordat ek jou kan gaan uitstuur. Maak eers jou voorbereiding reg, in die naam van Jesus, voordat ek jou kan uitstuur. En hy wil jou uitstuur. Hy wil hê hy wil met jou 'n pad stap. Hy wil vir jou sê, jou werk is nog nie klaar. Gaan uit. Gaan maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, die enigste naam bo alle name, Jesus Christus. Sodat hulle die Gees van God kan ontvang. But me and you, we play games. That's why we battle. That's why we battle. That's why we battle. Hallelujah. Ek wil gewoon nog iets lees. Ek is so baie goeders. Ek is opgewonde. 2 Chronicles 5. En ek wil vir jou sê, en ek wil afsluit met hierdie teks. 2 Kronieke 5, vers 14.
verse 14. 2 Chronicles 5 verse 14. Hoor gou wat staan daar so. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie. Amen. Want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Amen. 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 En die priesters, ek en jy, kan ek en jy staan in die huis van God. Partykeer klink dit soos 'n koelie bazaar. En daar is al geen respek nie. Dan kan daar die wolk, wat die Heilige Gees is, die oor my en jou kom. Daarom kan ons staande bly. Daarom kan ons rond beweeg. Daarom kan ons praat al die nonsens wat ons wil praat. Maar as ons toelaat, dat hierdie Gees van God, this burning fire of Jesus Christ, came into our hearts, came into the temple of God, came into this house of God, this tent, you won't stand. Sodra jy daar by daardie tent inkom, sal jy val, of jy sal kruip, jy sal nie staande bly nie. Dis wanneer jy toelaat, dat die vuur van God oor jou lewe kom. Dis wanneer jy toelaat, want hy sê, die wolk nie staan om diens te doen nie, want daar die wolk is die Heilige Gees. Daar die Heilige Gees se teenwoordigheid, maak dit vir jou moeilik om te kan staan. Hy sê, want die heerlikheid, ons het nou gelees, heerlikheid tot heerlikheid, sy heerlikheid en ons heerlikheid, presies dieselfde, maar dit kom van Jesus aan, die Gees van God. Hy sê, van die Here het die huis van God vervul. Let the Spirit of God fill your house. Let the Spirit of God came into you. The fire of Jesus Christ. The burning fire. Then it came down unto you. Do you live that burning fire? When you came into this tent, with that burning fire of Jesus Christ, will the other people see what is inside of you? You know they're going to respect it. Because they're going to see the flames. They're going to see that fire of Jesus inside you. They will say, I want also that fire of Jesus Christ inside of me. I want it also. En is moeilik. Want ons raak opstandig. En wanneer ons opstandig raak, stoot ons het weg. En wanneer ons opstandig is, dan begin ons rug te draai op Jesus. En ons gaan terug na die kruisiging. En weet wat? Dis ongelukkig die waarheid. As jy 'n vervalle kind van God is dit moeilik om terug te kom. Want daai toets wat jy moet skryf is soveel moeiliker as wat jou eerste toets was. Daarom sê ons altyd vir ons kinders, leer om deur te kom. Jy het nie nodig om te gaan nie. So hoekom wil ek en jy eksamen skryf in die Gees van God? Hoekom wil ek en jy 'n eksamen gaan doen om in die wil van God in te beweeg? Hoekom staan ons nie vas in die Heilige Gees? Maar pastoor, ons is maar net mens. Dink jy, ons is maar net mens, gaan jou deurdra? Dink jy, daai woordjies gaan jou deurvat tot in die ewige lewe?
Dink jy daardie woordjies gaan jou vat dat jy die wenstreep, die ewige lewe gaan beerwe, dat jy die kroon gaan ontvang? Dink jy dit? Abba Vader, baie dankie Here, dat U vir ons so bereidwillig is, Here, om U heerlikheid oor ons uit te stort. U Gees, Here, U vuur, Here, that burning fire of the Holy Spirit. You want to give it to us today. Lord, let us prepare ourselves to receive it this morning. Please, Lord. Here, laat ons met ons voorbereidingsfase sal wees, Here, daar waar ons begin beweeg, Here, daar waar ons by die gedeelte kom van, dit is volbring. Here, laat ons daai moeite sal doen, daardie krag sal ervaar wat U gegee. Here, toe ek vanoggend so aan my talit vat, aan my hierdie chichies vat, Here, sê, Here, laat dit die stroom van U wees, Here, en die warmte wat deur my liggaam gaan, Here, en Here, laat elkeen wat vandag hier sit, elkeen wat na die video kyk, elkeen wat die woord hoor, Here, laat hulle aan die soem vashou, Here, om daar die Heilige Gees, daar die vuur, the burning fire of Jesus Christ, so that they can receive it in the name of Jesus. En laat U ons sal gebruik, Here, soos wat U Petrus gebruik het, 3000 mense plus, Here, tot bekering gebring het. Here, U het gesê, al bring ons net een siel, jubel en juig die engele in die hemel, Here. Daar is tamboerijn en trompetgeklanke en tromme wat slaan, van opgewondenheid in U, Here. Gebruik ons vandag, use us as that vessel to go fishing for Jesus. Laat ons daai vis gaan vang, laat ons daai vissermanne gaan maak vir Jesus, Here. O Here, ek laat my sommer weer dink aan Judas, wat U verraai het. Presies dieselfde wat ons doen. Dan moet ons weer terug gaan, Here, ons moet 'n hereksamen skryf, om weer te kan sê, dit is volbring. Here, maar dan ons kragte minder om onsself op te kan tel en te sê, dit is volbring. Daarom vra ek, Here, dat die Gees van God ons sal optel, opnuut te oplig, Here. Opnuut te pad met U stap, Here. Die ou is verby, Here, dis verby. Dis soos wat die woord van God sê, Here. Daar in 2 Korintiërs. Ek wil dit net lees, Here. Wat hy sê in 2 Korintiërs 3:18, hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van U aanskou, word ons van gedaante verander. Laat ons daai verandering sal aanvaar wat U vir ons gee, Here. Laat ons daai gedaante sal vat, Here, en sal uitbeweeg met die heerlikheid tot heerlikheid, want dit is dieselfde heerlikheid, Here, wat van U afkom, want U is die Gees. Die woord van God leer ons dit, Here. Hulle wat vandag hier sit, hulle wat by die huise sit, hulle wat na die video kyk, hulle wat live kyk, daar waar jy is, en jy het nog nie reg gemaak nie, en jy het nog nie vir die Here gesê, Here, dit is volbring nie, Here, in U hande laat ek my lewe oor nie. Wil ek vandag vir jou sê, as jy moeite werk, my boetie en my sussie, om dit kan doen. Here, geef hulle daai krag, daai innerlike krag wat U vir ons gegee het, Here, want daai selfe krag wat U het ons, Here, en daarom vra ek, Here, plaas dit in hulle daar waar hulle nou sit, in die naam van Jesus, dat die Gees van God nou saam met hulle gaan, dat die Gees van God nou oor hulle val, that the burning fire came down, send us the rain, Lord, send us the Holy Spirit, Lord, send us the Holy Spirit.
Vader, laat die vure val, laat die Pinkstervure val. Maar laat ons dit ontvang, dat met 'n grondgebied, wat skoon is en voorbereid is. Die voorbereiding was, dit is volbring. Vader, in u hande, laat ek my lewe oor. Rabba Sharaba Baba Kuhanda. Endoros Sotorianda Rabba Shike Pateet. Kriendoros. Rabboni, Rabboni, my Lord, we are calling to you. And I know, Lord, you are listening to us. And I know, Lord, if we got to be quiet, because your word said, be quiet and know that I am your God. So, Lord, so let us be quiet to hear your voice. And as soon as we hear your voice, we know that we will receive that burning fire if we are obedient to you, Lord. So let us be obedient today to the voice of the Holy Spirit. On this Pentecostal day, 50 days after. Oh, hallelujah. You rise out of the bed. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie voorreg. Om vandag in u naam te kon spreek. Dankie dat die Gees van God saam met ons beweeg het, Here. Seën elkeen vandag. In die naam van Jesus Christus. Amen. En amen. En amen. Halleluja. Amen. Baie dankie. Mag die genade van Koning Jesus saam met jy en my en jou net beweeg. Is die moeite werd om sy heerlikheid uit te dra. Is die moeite werd om het te ontvang. Want hy wil het vir jou gee vandag. Mag jy geseënd wees in Jesus. Amen.